welkom hierso by Alles Sport. Ons is 'n kanaal vir die sportliefhebber, mense wat hou van sport, sport kyk, sport praat, alles sport. Ek wil begin deur te sê welkom. Ons wil hierdie kanaal 'n kanaal maak waar almal hulle sê kan sê, waar almal kan saampraat, waar almal kan hoor wat aangaan in die sportwêreld, weet wat gebeur, weet wat met hulle span aangaan, met hulle sportster, enige insigte, enige nuus, ons wil dit graag bring aan julle. Ek wil bynoem dat ons wil ook graag baie interaktief wees, so praat met ons, stuur vir ons e-posse, stuur vir ons foto's, stuur vir ons video's. Wees deel van hierdie kanaal. Dit is waarvoor ons hier is vir julle, die sportman, die sportvrou wat sit op hulle bank by die huis, wat baie te sê het, maar niemand hoor of sien hulle nie. Hierdie is die plek vir jou om gesien en gehoor te word, waar jy kan saamgesels met ons, en ons maak dit 'n sportkanaal. Eerstens wil ek afskop deur te sê, wat hierdie sportkanaal vir jou gaan bring. Wel, ons gaan 3 video's 'n week oplaai. Daar gaan op 'n maandag 'n video wees, wat ons praat oor die vorige naweek se sportgebeurtenisse, nuus van daai naweek en enige insig wat daar was. So maandag is 'n recap van die naweek. Dan gaan ons op 'n woensdag gaan ons fokus op 'n spesifieke sport. Het sy dit rugby, cricket, tennis, UFC, WWE, wat ook al, ons fokus op een spesifieke sport. Of sportster, of 'n spesifieke gebeurtenis wat gebeur het. Daai sal op 'n woensdag wees en ons sal daai video dan oplaai. Dan op 'n Vrydag doen ons post-naweek show, of pre-naweek show, wat ons praat oor al die gebeurtenisse, opkomende wedstryde, insigte, nuus ensovoorts wat te doen het met die naweek se sport wat voorlê. Ons wil vra dat gedurende hierdie tye julle asseblief vir ons e-posse stuur, comments stuur, waar julle vir ons nuus gee, insig gee oor enige sport en gebeurtenis in jou omgewing wat jy graag wil hê ons moet deel op hierdie kanaal. Sport, klub, provinsiaal, nasionaal, internasionaal, dit maak nie saak nie. Geen sport is te klein of te groot vir hierdie kanaal nie, want ons praat alles sport. Daar's hy, kom ons kop af die vorige naweek se sport. Die grootste gebeurtenis hierdie vorige naweek was WrestleMania 41. Wat 'n event. Oor die 125.000 mense was in die stadion gewees, in die arena, om WrestleMania 41 te kyk. Die absolute grootste gevegte vir die aand was tussen Jey Uso en Gunther vir die WWE Heavyweight Championship, en Cody Rhodes en John Cena vir die Undisputed WWE Championship. Ons gaan begin deur eerstens te kyk na die Jey Uso Gunther Heavyweight Kampioenskap. Jey Uso het daai geveg gewen met 'n rear naked choke en Gunther het uitgetap. Kyk hierna. Friday, how proud he was of Jey Uso in this opportunity tonight. Spin! Uso splash! A second Uso splash! Rolls through again. Cole trifecta in Vegas. Connects this time to the back of Gunther. All on Jey Uso. And now Jey with a Gunther taps out. Jey Uso. NXT, known as Florida Championship Wrestling. Brother Jimmy. Daar's hy, en so was hy toe gekroon die WWE Heavyweight Championship. Jey Uso verdien dit 100%. Hy is al vir jare in WWE, begin as 'n tag team partner met sy tweelingbroer Jimmy Uso, en hy het nou onlangs 'n jaar of so terug
besluit om weg te breek en op sy eie te wees, en hy het nou al die Intercontinental Kampioenskap gewen, en nou het hy die WWE Heavyweight Championship gewen. 'n Uitstekende achievement vir hom. Wel gedaan, Jey Uso. Goed, die tweede geveg waarna ons kyk is tussen Cody Rhodes, die huidige undisputed WWE champion, en John Cena. Daar was baie opsprake oor hierdie geveg, en op die einde het John Cena die kampioenskap gewen en het weggevat van Cody Rhodes, maar nie met bietjie vuil spel nie. Hier's 'n videoklip, kyk gerus. And a bad guy! John Cena has set the record! Witness in this industry. Wait, I agree with you. Dan het ons ook 'n baie welkome terugkering gehad van 'n WWE superster. En sy het ingekom as 'n tag team partner vir Lyra Valkyria. En hulle het opgegaan teen die huidige tag team kampioene van Liv Morgan en Raquel Rodriguez. Hier is 'n videoklip van wie teruggekom het. Dat is hy, en toe het hulle die geveg gehad vir die tag team kampioenskap, en hulle het toe vir Liv Morgan en Raquel Rodriguez ontroon, en hulle is nou die nuwe tag team kampioene. Baie geluk aan hulle. Dat is hy, ons volgende insetsel gaan oor die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die naweek het 'n paar goeie wedstryde opgelewer. Ons het ons 4 Suid-Afrikaanse spanne, die Sharks, die Lions, die Stormers en die Bulle, almal in aksie gehad. 3 van hulle kon die wenstreep oorgaan, wat die Stormers, die Sharks en die Bulle was. Ongelukkig kon die Lions dit nie deurraak nie. Hierso is die resultate van die naweek. Baie geluk aan die spanne wat gewen het, julle verdien dit, en hierso is die huidige ranglys na ronde 15 van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Daar's hy. Nou gaan ons praat Premier League sokker, en dit was weer 'n baie opwindende naweek met goeie wedstryde, en hierso is al die resultate van die naweek. Kyk gerus. En dan het ons nou ons ranglys vir die Premier League met Manchester United wat nog steeds in 14de posisie lê. Nie 'n goeie seisoen vir hulle nie, alhoewel hulle nog steeds in die Europa League in die semifinale gaan speel volgende week. Doen hulle nie baie goed in die Premier League nie, en ons hoop vir 'n verandering daar, veral ek wat 'n Man U supporter is. Go Red Devils, maar ja, hierso is die ranglys, kyk geniet. Nou gaan ons kyk na die opkomende naweek wat voorlê vir ons. En eerstens op die lys is MotoGP. Dis die MotoGP in Spanje hierdie naweek. Marc Marquez het 'n baie goeie jaar sover. Hy doen baie goed. Hy het sover al die wedrenne gewen. En hy lê op die oomblik heel bo aan die ranglys. Hierso is die ranglys. En dan
ook het ons 'n onderhoud wat gevoer is met Marc Marquez voor hierdie naweek se Spaanse MotoGP. Geniet hom. Now we come back to Europe, so means that we will race closer to our hometown, and yeah, the first one is Spanish GP in Jerez that will be amazing. I mean, it's one of the most special GPs, I think, for every rider, but especially for Spanish riders. So yeah, I have a very good memories from there, some bad memories, but part of that, last year I achieved my first podium there, so I enjoyed a lot that GP, and we will try to start in a good way. And the most important thing in Spanish GP is control the timings, because the schedule is super tight, and yeah, we need to take a rest. You said before in the press conference that the goal is the podium, not the win. You always said this, and then you always win. So what is the expectation, you think, the podium or the win? I mean, always main goal is try to win the podium, thinking about the championship. Then, of course, if we have the chance and we have the level, we will try to win, and we will try to fight for the victory. But we cannot forget that Pecco won last 3 years there. Alex is in a very good form, so these two riders will be fast, and we will try to be there and fight with them. Yeah, you said that Pecco and Alex Marquez are the main rivals. You are first in the championship by 17 points over your brother. You think that Alex is the main rival, or do you think that Pecco is going to come? I mean, I would like to say that Alex is the main rival, but thinking about the long season, I think Pecco will be the main rival, but I will say why. I mean, because he has the same tools than me. I mean, we are in the factory team, and we will have the last evolutions, and we will see if during the season Ducati is working, and every time is giving some new things, and yeah, and we will have a better and better bike in the future races. But Alex is performing in a very good way, so both of them are very fast, and I know the talent of my brother, so for that reason will be one of the rivals. And the last one, Marc, you have a start of the season unstoppable. You win 3 races and you have only 1 mistake. How do you describe these 4 races? Perfect start of the season. Of course, that mistake in Austin was a big mistake, because I was leading the race for 2.5 seconds, and yeah, I crashed. But I scored 0 points. That was the most painful on that Sunday. But part of that, the level, I mean, especially more than the results, the confidence with the bike, the confidence of different situations, and the consistency was always there in every practice. So yeah, I feel good, but we are on the 5th race, still a long season to go. Jorge Martin, die verdedigende kampioen in MotoGP, het glad nie 'n goeie jaar sover hierdie jaar nie. Hy het 'n besering opgedoen wat hom vir al die wedrenne uitgehou het. Hy het teruggekeer met die Qatar wedren en het weer 'n ongeluk gehad in daai wedren wat hom in die hospitaal laat beland het met gebreekte ribbes en 'n long wat plat geval het. Hy is wel ontslaan, soos gesien kan word in hierdie foto. Hy doen goed, maar hy het nog steeds 'n lang pad van herstel voor. Daar's hy, en dan het ons nou weer verenigde rugby, verenigde kampioene rugby hierdie naweek. Hierso is die wedstryde wat voorlê vir die naweek. Ons het ook weer Premier League sokker wat hierdie naweek gaan plaasvind, en hierso is die lys van wedstryde waarna jy kan uitsien. Goed, nou bring dit ons by ons sporthoogtepunte vir die week wat nuus gemaak het, en die eerste van daai is in Formule 1. Lando waarsku teen Ferrari Red Bull se spoed. Mense kan maar glo en sê wat hulle wil, ons geniet nie juis 'n groot voorsprong nie. Dis uit sy mond uit voor die Formule 1 volgende wedren wat opkom. Dan in rugby nuus,
verskeie bokvoorspelers op krikkelys. Kwagga Smit, Siya Kolisi en Evan Roos kan die rol van agterman vertolk met die bokke wat sonder etlike van hulle staatmakers moet klaarkom. Ook in rugby nuus, bittersoet Ben Youngs groet toetsrugby. Youngs het 127 toetse vir Engeland gespeel, die meeste van enige speler nog in die geskiedenis van Engelse rugby. Dan in tennisnuus, Novak mik na meer bestendige spel in Madrid. Hy sê hy het die Madrid Oop al 3 keer van tevore in sy loopbaan gewen en het al 'n paar ongelooflike wedstryde teen Rafael Nadal en Carlos Alcaraz gespeel. Dan in cricketnuus, Momentum sluit sy vennootskap van meer as 10 jaar met Cricket Suid-Afrika af wanneer sy borgskap van die Protea vroue cricketspan op 30 April tot 'n einde kom. Nog in cricketnuus gee Paul Adams die pos. Daar word gereeld gekla dat daar te min transformasie in cricket is, maar wanneer daar geskikte kandidaate soos Adams is, word hulle oor die hoof gesien. Nou ja, daai sluit ons eerste video van ons nuwe kanaal Alles Sport af. Ons hoop julle het hierdie geniet. Dit was kort maar kragtig. Ons sal baie meer uitbrei, baie meer detail, baie meer inligting en insig gee soos wat die kanaal aangaan en groei. Ons wil net weer eens sê baie welkom, baie dankie dat julle ons op hierdie kanaal gaan join. Asseblief klik op die subscribe knoppie, subscribe op hierdie kanaal sodat julle ten alle tye die inligting en die nuus kry soos wat dit gebeur. Ons gaan probeer om julle regtig op hoogte te hou van alles in die sportwêreld, maar maak ook 'n punt daarvan om asseblief vir ons enige inligting van julle kant te stuur op e-pos en stuur vir ons die foto's, stuur vir ons die video's en die inligting en ons praat daaroor op hierdie kanaal. Want hoekom? Ons praat alles sport.